Hoeveel woorde vat dit Jesus? Hoeveel boeke? Hoeveel kruise? Kruisigings, doringkrone, spykers, kreun en steengeleide van pyn. Hoeveel valle met 'n swaar houtkruis op die rug. Op die rug van die reinste mens wie die aarde nog ooit bewoon het. Waarom sou u dit alles deurmaak as u geweet het? Want u is God en u weet alles. Waarom sou u dit deurgemaak het as u geweet het die mense sou u steeds verwerp? Maak dit saak hoe baie of hoe min hulle u gemartel het, koning van die heelal? Maak dit enigsins saak hoeveel en watter metodes hulle sou gebruik om pyn en lyding, vernedering, hartseer oor u te bring? Soos die gelag daardie dag in Jerusalem, so tartend is die haters van waarheid en geregtigheid nog steeds vandag. Waarom het u tree vir tree daai kruis net aanhou dra? U krag was op, Here, u was gedaan, so baie bloedverlies, dors, honger, swak. U liggaam het aanhou ingee, maar u het telkens u self opgedwing om daai growwe gewig van massiewe hout aan te hou dra. Waarom, Here? Die hemel was stil, nêrens in die heelal was 'n woord gespreek, behalwe vir die gekheid van die gepeupel hier op aarde om u nie. Die engele was stil, het hulle trane afgevee, Allerhoogste Skepper van hemel en aarde. Hulle wie in die hemel u lof sonder ophou besing, en wie oorloop van liefde en verwondering vir u. Die hemel het tot stilstand geruk, gefokus op die grootste ooit, die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Doodse stilte, terwyl hulle groot geliefde hier so deur mense gespot en gemartel word. U kon opkyk en slegs een teken gee. U hand net eenmaal swaai in steede van bewing en in pyn daai hout vas klem. En legioene engele sou om die aarde neerdal en alles hier verwoes. In 'n oogwenk sou die vernedering en die pyn net daar moes ophou en die gepeupel elkeen in die poel van vuur en swaal gewerp gewees het. U het dit geweet, die pyn ondraaglik, die liggaam by breekpunt verbygedruk. U het geweet dat u moet aanhou lewe tot die spykers deur u vlees gedryf was. Daai lieflike hande wat die voete van disippels was, wat die blindes se oë geopen het, die verlamdes ophelp en weer laat loop het, daai kosbare lieflike voete wat oor die berge en dale aanhou stap het, om vir die mens te sê, daar is weer hoop, hulle vergifnis is op pad, u het self hulle plek kom inneem, vir hulle kom betaal, hulle kan weer lewe terugkry. Hoekom, Here, het u aangehou? Die hele wêreld het dan teen u gedraai, vandag selfs meer as toe. Is daar nog 'n kans? Is daar iewers nog 'n kans dat mense wel sal luister na die stem wat van die kruis af roep? Die genade is klaar uitgestort, die prys is klaar betaal. Vir die koning van die heelal sal soveel tuistering en vernedering nooit weer plaas kan vind nie. U sit in glorie op die troon, die aarde is u voetstoel. O Here, sal mense ooit oortuig word as hulle weier om die liefde van die beste Vader ooit hier op die ou aarde te aanvaar? Uit soveel majesteit, so groot u soewereiniteit, het u neergedaal tot die nietigheid van menswees, die swakheid en verlorendheid van vleeswees, net om lewe
aan die wêreld te kom bring. Ewige lewe, lewe in glorie, ewige blydskap, mede-erfgename van u hele koninkryk, om konings en priesters van elke mens op aarde te kom maak. Hoekom het u toegelaat dat hulle u so sleg ontvang het? Die woorde wat u hier gespreek het en die werke wat u hier kom doen het alles net getuig van liefde onbeskryflik groot, liefde sonder grense, liefde wat gee eerder as om te neem, liefde wat red uit die poel van vuur en swaal, red uit selfvernietigende rebellie en verwaandheid, red uit selfsug en eensaamheid. Hulle het u gevloek en u bespot, u geslaan en skop, gegeesel en dorings in u kopvel ingedruk. U baard het hulle lachend en tartend uitgeskeur, u liggaam onherkenbaar so verniel, sê u woord. Maar u het aangehou, toe sterf u aan daai houtkruis, vir die gepeupel hier. Die disippels het van u af weggevlug, vreemdes het gedobbel vir u klere, die hemel steeds doodstil. Water en bloed het uit u sy geloop, toe die spies die liggaam binnendring. 3 dae in die graf en u het opgestaan. Oral het mense u gesien. Die disippels het hierdie keer volmaak geglo, soveel so, dat in steede van vrees van vroeër, hulle nou bereid was en inderdaad toe wel vir u gemartel was en wreed gesterf het. Die gees van haat, die gees van selfsug en trots en rebellie, het duisende en duisende dood gemartel, omdat hulle u gevolg het. Maar u het die Heilige Gees gestuur om ons te help, die krag te gee om deur die vage vuur te gaan, om ons te laat verstaan waarom u dit als gedoen het, waarom u deurgedruk het totdat u kon sê, dit is volbring. Die wette en die profete is vervul, die finale offer is betaal, u liefde ten diepste vir die mens bewys. En nou, Here, is dit u Gees wie hierdie vraag antwoord? Jy vra waarom ek die engele nie geroep het nie. Jy vra waarom ek die vernedering so verdra het en daai kruis net aanhou dra het. Die spykers met elke kap deur my wese sodat ek het pyn onbeskryflik so aanhou verdra het. Jy vra hoekom ek dit als verduur het. My kind, dit was vir jou. Net vir jou. Jou naam was met daai spykers op die palm van my hand graveer. Ek het jou kom wys hoe kosbaar jy, ja jy, net jy, vir my vir altyd is. Ek is alomteenwoordig, ek is by elkeen wie my ook lief het, afsonderlik, en elkeen asof jy die enigste in die heelal is. Ek tel jou hare, ek bemoei my met jou, ek draai om jou, ek bewaar jou en bewaak jou. Ek het 'n bruilof vir ons twee gereël. Die hele koninkryk wag net vir jou. Die engele het als blink gereed gemaak. Alles net vir jou. Ek het jou met bloed kom koop. Die enigste, reinste bloed wat ooit op hierdie aarde was. Daardie bloed het ek vir jou betaal. Want jy was in ballingskap van sonde en nou is jy weer vry. Ek het nooit met jou moed opgegee nie. Sien jy nou wat ware liefde is? Ek is stom. Dit kan nie wees nie, Here. Die koning van die heelal, die Alfa en Omega, die groot ek is, het u vir my, nietige nikswerd ekke, so laag hier neergedaal? Die majesteit van die hemele en miljoene engele se prys en aanbidding vir u verlaat, om soos 'n misdadiger aan 'n kruis vir my, nietige nikswerd ekke, te kom sterf. En dis u Gees wat antwoord, presies, net so, behalwe dat jy nie nietige nikswerd jy is nie.
U glimlag in die gees, my hart sien U liefdevolle glimlag, Here. Vir my is jy meer werd as wat jy ooit kan dink, sê U. My liefde vir jou is groter as enige liefde wat jy ooit kon ken of ooit kon van gedroom het. Ek het jou kom haal, sodat jy in glorie saam met my in my koninkryk kan lewe, van nou af tot in alle ewigheid. Wil jy die aanbod van my liefde vandag aanvaar? Ek skree ja, Here. Ja, Here, ek wil. U Gees antwoord saggies. Ek het geweet. Dis waarom ek daai kruis moes aanhou dra. Dit was vir jou. O Here, hoe kan ons ooit genoeg dankie sê? Ons het nie woorde nie. Ons het niks om U te gee nie. Maar U vra net ons liefde, ons getrouheid, die oorgee van onsself aan U, trou sweer aan U soos U aan ons. Dankie, Here. Ons sien verskriklik uit. Die bruilof is binnekort. Ons kan nie wag nie. Ons bid in Jesus naam. Amen.